Baie welkom by ons digediens hier by die derde week van Adventstyd, die tyd wat ons leef in, of die tyd herdenk waarin mense ook die Messias verwag het. Ons tema vandag is vreugde. En die Bybel praat ook nogal baie oor vreugde of blymoedigheid. Die Spreukedigter sê, vir 'n blymoedige mens is sy hele lewe 'n fees. En die vraag is natuurlik, as ons praat van vreugde en blymoedigheid, hoe kry mense die vreugde? Hoe beleef 'n mens dit? Ek wil graag vandag 'n paar verse lees uit 1 Tessalonisense 5 hier vanaf vers 16 tot 18, wat vir ons 'n paar lewenswenke gee, hoe om ook blymoedig te leef. Wees altyd bly, bid sonder ophou, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Paulus se eerste lewenswenke hier is, wees altyd bly. Maar hierdie blydskap is nie omdat dit my goed gaan, of ook omdat ek gesond is nie, maar omdat ek aan Jesus Christus behoort, omdat hy my verlosser is. In die Heidelbergse Katekismus, vraag en antwoord 1 is die eerste vraag, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dan is die antwoord, dat ek met liggaam en siel, nie om myself nie, maar my getroue verlosser, Jesus Christus behoort. So my blydskap gaan oor aan wie ek behoort, en nie oor hoe dit met my gaan, of hoe my omstandighede is nie. In Kersfeestyd word ons eintlik weer herinner daaraan, hoekom ons so bly kan wees. Want ons lees alreeds in Jesaja, dat God die een is wat ons gemaak het, gevorm het, gekies het, geroep het, dat hy ons so lief het, dat hy ons name in sy handpalm geskryf het. Hy het ons so lief, dat hy sy enigste seun vir ons gegee het. En as ons dit alles weet, dan is daar soveel waaroor ons net kan dankbaar en bly wees, en dat dit vir ons rede tot vreugde is. Ons blydskap gaan nie oor hoe dit met ons gaan nie, maar ons blydskap gaan oor aan wie ons behoort, omdat ons aan Jesus Christus behoort, omdat ons God se kinders is, omdat ons sy familie is. Dit gee vir ons vreugde. Daarom sê die psalmdigter ook in Psalm 37 vers 4, vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Die Here is die een wat ons rede tot ons vreugde is, om in 'n verhouding met hom te leef, om met hom te kan kommunikeer, om by hom te kan stil word, om na hom te kan luister, om ons behoeftes met hom te kan bespreek. Dit gee vir ons vreugde. Die tweede ding wat Paulus sê, hy sê, bid sonder ophou, of bid onophoudelik, bid gedurig. Vir ons as gelowiges kan die lewe eintlik nie voortgaan sonder gebed nie. Ons kan nie lewe sonder gebed nie. Selfs Jesus kon dit nie doen nie. Dis hoekom hy vroeg in die oggend of in die nag na 'n stil plek gegaan het, waar niemand hom kon hinder nie, waar hy met sy Vader kon praat. Daniël het 3 maal op 'n dag gebid. Maar ons is nie gebonde tot 'n plek of tot tyd nie. Ons kan enige tyd bid. Maar gebed is juis om net bewus te wees van God se teenwoordigheid, om ons afhanklikheid van hom te kan bely, om met hom te kan praat. En dis 'n wonderlike voorreg wat ons het. Ons is afhanklik van hierdie gesprekke met God, waarin ons behoeftes kan bekend maak, waar ons hart voor hom kan uitstort, en waar ons sommer net kan stil word voor hom en kan luister. Dit laat my dink aan Psalm 42, waar die psalmdigter sê, hy dors na God, soos wat 'n wilsbokkie na waterstrome smag. Want dit is net hierdie God wat hierdie dors kan les. Hierdie psalmdigter beskryf eintlik sy behoefte aan God. Hy beskryf sy vertwyfeling en dan sê hy, maar net God is my helper. Dan weet hy sal weer na God toe gaan. En hy weet as hy met God praat, sal hy weer 'n stuk berusting kry. Jy weet, ons lewe is eintlik maar soos 'n selfoon. 'n Selfoon is mos nou 'n wonderlike ding, wat ons altyd by ons het, en wat ons bykans alles mee kan doen. Maar die nadeel van 'n selfoon is, sy battery word pap. En as sy battery nie gelaai word nie, is hy eintlik niks werd nie. Nou ons as gelowiges, se batterye word op pap. En hierdie batterye moet ook maar herlaai word. En dis juist hierdie tyd wat ons gaan stil word by God, wat ons met hom praat en bewus word van sy teenwoordigheid, wat ons behoeftes in hom bekend maak, wat ons batterye gelaai word.
Maar sonder hierdie herlaai van ons batterye, gaan ons geestelik dood en verloor ons vrede en vreugde. En daarom is dit so nodig dat ons gereeld ons batterye by God kom herlaai, sodat ons ook weer ons vrede en ons vreugde en ons blydskap kan herwin. Die derde ding wat Paulus hier sê, of die lewensbeginsel wat hy vir ons noem, is om in alle omstandighede dankbaar te wees. Nou, om dankbaar te wees is een ding, maar om in alle omstandighede dankbaar te wees, dis nog 'n uitdaging. En hier help Paulus ons ook, want hy sê, hy het goeie tye beleef in voorspoed, maar ook moeilike tye, waar hy selfs honger gely het en baie swaar gekry het. Maar hy sê, deur dit alles, het God vir hom krag gegee om dit te doen. En dis hoekom Paulus ook kan bely, hy sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ons grootste rede tot dankbaarheid is omdat God se genade so groot is. Ons is uit genade gered deur geloof, sodat ons oor niks kan roem of oor niks kan bereik nie. Want alles wat ons het en is, het ons net van die Here ontvang. En daarom wil ek jy ook uitdaag om dankbaar te lewe, om na te dink waaroor jy alles kan dankbaar wees. As jy in die aand tot rus kom, dink wat het in hierdie dag gebeur waaroor jy kan dankbaar wees. En as jy die oggend wakker word, waaroor dink jy? As ek die oggend wakker word, dan sê ek sommer vir die Here dankie vir die lewe, vir gesondheid, vir my vrou, vir my kinders, vir 'n huis, vir dit wat ek kan beleef, want dis alles gawes en geskenke uit sy hand. Die lewe wat ons lewe is net een stuk genade. En as ons swak is en ons kry swaar, dan sê die Here ook vir ons, soos wat hy vir Paulus gesê het, my genade is vir jou genoeg. Want dis juist wanneer ons swak is, wanneer God se krag tot volle werking deur ons kom, en wanneer sy krag tot vervulling kom. En daarvoor is ons net, kan ons net dankbaar wees. Ek wil graag afsluit deur u net daaraan te herinner dat 'n dankbare mens 'n gelukkige mens is. En soos die Spreukedigter sê, 'n blymoedige mens, sy hele lewe is 'n fees. Mag hy ook in hierdie Kerstyd hierdie vreugde belewe wat God vir ons moontlik maak. En mag jy ook elke dag hierdie diep innerlike vrede beleef wat Jesus vir ons nagelaat het. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons in hierdie Kerstyd sommer herinner kan word dat U die een is wat vir ons vreugde moontlik maak. Dankie dat ons in U kan bly wees. Dankie dat ons tot U kan bid, met U kan praat, dat ons gedurig deur in kontak met U kan wees. En Here, wil U ook vir ons lei om te alle tye en in alle omstandighede dankbaar te wees. Dankie vir U genade wat vir ons so groot is. Dankie dat U die een is wat elke dag vir ons sorg en voorsien, net soos wat U vir die voeltjies en die plante voorsien. En ons wil U kom loof en U kom dank. En dankie vir die vreugde wat ons in ons harte kan hê, omdat ons aan Jesus Christus behoort, omdat Jesus ons verlosser en ons saligmaker is. En dankie dat ons hierdie tyd kan beleef en kan herdenk, dat U die Messias, die verlosser vir ons gestuur het. In Jesus naam, amen.